Hartlik goeiemiddag, dit is donderdag die 27ste November 2025, net so na 1 die middag en Sakkie van der Skyf hier vanaf Parys binne die Vredefort koepel. Ek gee gou vir julle 'n oorsig van die stand van die damme en veral dan nou die Valdam en die Valrivier hier in die Parys omgewing. Baie dankie aan Henning Vis van Vosloo en sy groepie, die Koepel Water Info groep wat vir ons hierdie inligting weer gee. Ons kan sien dat dit so gisteraand al uitgegee is, die barrage lesings, dis op vlak 7.64 en die vrylating by die barrage is 1525 kubieke meter per sekonde met 5 hekke wat oop is. Bloemhofdam op hierdie stadium is hy 99.81% vol en die vrylating is 1002 kubieke meter per sekonde. Dan natuurlik die Valdam, die belangrike een vir ons hier in Parys binne die Vredefort koepel. Hy is 106.42% vol en die inlaat is 1424,42 kubieke meter per sekonde, heel wat hoër as die uitlaat wat op hierdie stadium 935 kubieke meter per sekonde is. En dan is daar ook verdere inligting wat sê dat die Valdam vandag na aanbevelings gaan daar hekke oopgemaak word, 10:00 reeds oopgemaak, 12:00 reeds oopgemaak en dan vanmiddag 2:00 word daar nog 'n hek oopgemaak of dan 'n sluys en dit beteken dat daar op hierdie stadium teen vanaand 10 sluise gaan oop wees in totaal. En ons het verneem dat daar goeie reënneerslae in Gauteng was wat natuurlik gaan bydra tot 'n groot invloei in die Valrivier in onderkant die Valdam. So Parys, julle kan gereed maak vir 'n klomp water wat gaan afkom. Sue Jansen van Rensburg, baie dankie vir jou verslaggie daar rondom die Schoemansdrift brug. En ons ouens wat dan van daardie brug gebruik maak, moet aanvaar. Die brug is nie meer toeganklik nie, hy's onder die water en ons verwag ook dat dit vir nog 'n wyle so gaan wees. Van my kant af dan hier binne in Parys, binne die Vredefort koepel, veilig wees, sterkte en ons voorsien dat daar nog 'n groot klomp water hier by Parys binne die koepel in die Valrivier gaan verbyvloei. Wederom